Môre, dis Woensdag, dis die 4de Maart en ons gesels met mekaar hierdie week oor die onderwerp bekering, of jy kan ook praat van weergeboorte. Ek lees vir jou weer 2 Petrus hoofstuk 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nee. Hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. En nou is dit baie interessant dat Petrus hierdie brief skryf, nie vir heidene, nie vir die mense daar buitekant wat dronk op die strate lê of niks met die Here te doen wil hê nie. Nee, hy skryf hierdie brief, skryf hy vir kerkmense. Nou as jy na die Petrus se lewe kyk, en 'n studie maak van Petrus se lewe soos wat ons dit uitgespeel kry in die evangelies, en ons gaan vergelyk dit met die briewe wat hy geskryf het, dan is dit 'n totale ander mens met 'n totale ander gesindheid. Ek is besig om met die landbouboer en boerinne te gesels rondom Genesis, waar Josef sy broers getoets het. Hierdie broers wat so afgunstig op Josef was en uiteindelik amper hom doodgemaak het en soos 'n hond, soos 'n bees op 'n, ek wil nie sê veiling nie, maar aan mense verkoop het as slaaf. Hierdie mense, toe Josef hom toets, toe sê hulle, daar's nie 'n manier hoe Benjamin 'n slaaf van hom kan word nie, want hulle het 'n belofte gemaak. 'n Totale persoonlikheidsverandering, 'n totale gesindheidsverandering. En dit sien ons by Petrus ook raak. Hy praat alles behalwe oor homself. Hy noem homself as 'n mede-ouderling. En dan praat Petrus met die kerk, met gelowiges, met godsdienstiges en sê dat almal hulle moet bekeer. Nou kan 'n mens vir jouself die vraag afvra, hoekom skryf Petrus dan 2 briewe? In sy tweede brief verwys Petrus na die profete wat al in die Ou Testament jare gelede die verhouding met God verkondig het. Dat daar 'n verhouding, 'n persoonlike verhouding met God moet wees. Blaai jy na die Nuwe Testament, dan verwys Petrus ook na die Nuwe Testament waar die apostels, wat die gebod van die Here Jesus en Verlosser oorgedra het. En dan verwys Petrus ook na die geliefde Paulus, soos hy hom noem. 'n netjiese, mag ek dit maar sê, dominee, fariseer, wat die roeping gehad het om 'n leraar te word vir die godsdiens van Israel, wat soos hy dit sê, nie soos hy met swak Grieks nie, maar met netjiese wysheid geskryf het oor bekering, oor wedergeboorte, om die aanneem van Jesus Christus. En erken hy, dit is so spoggerig en wys geskrywe dat dit plek selfs moeilik is om te verstaan. Enige iemand wat byvoorbeeld Bybelstudie doen, veral uit die Romeinebrief, sal verstaan waarvan ek praat, dat dit was maar 'n ingewikkelde brief. En so dringend is dit vir Petrus hierdie saak, dat hy selfs 'n tweede brief skryf. Hy sê dit ook, as gevolg van die dringendheid skryf ek vir julle 'n tweede brief. Ek kan dit nie genoeg herhaal nie, dat voor jy jou kop neer lê, moet jy tot bekering kom. Here, ek kom bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, of dit 'n godsdienstige mens is, waar ons ook al in ons lewe staan ten opsigte van die godsdiens. Here, dat U vir ons genoeg kanse gee om ons radikaal te bekeer, ons hele hart,
ons siel, ons verstand, ons lewe tot U bekeer. Ek kom bid dit met angstigheid. Amen. Mag jy 'n wonderlike Woensdag beleef. Mooi loop.